Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 07202022615. Kolossense 2, vers 4 tot 23. Is wat Paulus vir ons vertel, dat Jesus het alles betaal. Weet in Johannes 19 vers 30, toe Jesus sy asem uitblaas, toe hy sterf, toe hy die Gees gee, het hy eintlik gesê, telio, wat in Grieks beteken, ten volle betaal. Jou skuld is afbetaal. Jy is vry, jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Kolossense 2, vers 4 tot 23. Dit sê ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. En ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Nou die laasweek een oggend, toe doen ek 'n woord oor dankbaarheid, en hoeveel keer is ons regtig dankbaar? Hoeveel keer vergeet ons eintlik die dinge, die goeie dinge, wat Jesus vir ons doen? Dit het alles begin daar by die kruis. Nee, eintlik het dit nie, dit het begin met sy geboorte, dit het begin toe hy daar wandel, nadat hy gedoop was, en hy die siekes gesond maak. Toe hy klaar die storie beginne vertel het aan sy disippels, dat ons is vry, ons gaan vrygekoop word. Ek en jy kan sê, ons is vrygekoop, maar die disippels in daai tyd het gesê, ons gaan vrygekoop word. Hulle het dit nog nie besef nie. Maar hulle het na die tyd besef. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Jy sien, Moses het begin toe hy Israel uitlei uit Egipte uit, het hy begin om vir hulle te leer in God se ordeninge, maar met die jare het daar dinge bygekom wat mense bygevoeg het. En net so in ons tyd is daar baie dinge wat bygevoeg word, waar kerke vir ons sê, ons doen sonde, ons lewe in sonde, maar is dinge wat deur die mens bygevoeg is. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word, die deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Dis hoekom ons gedoop word. Ons word begrawe, want ons laat die vlees aflê, ons laat ons sonde aflê, ons kom op 'n dag en ons bely ons sonde en ons maak 'n besluit dat ons weer gebore word, volgens Johannes 3, deur water en gees. Ons wil weer gebore word, ons wil ons ou sondige lewe aflê, ons wil dit wegbêre, en ons word weer gebore in die gees, wat net Jesus kan gee. Daarom het hy aan die kruis gesterf vir my en jou. Daarom het hy die dood oorwin vir my en jou. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Dis die doop, om vergewe te word. Ons bely ons swakhede, ons bely ons sonde, want ons het voorheen
Voor ons gedoop was ons dood. Ons was dood, want ons toekoms was die dood, ons toekoms was die ewige verderf. Maar Jesus het ons vrygekoop, soos hy daar in Johannes 19 vers 30 sê. Dit is volbring. Dit is volbring. Ja, jy's vrygekoop. Vrygekoop. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of 'n Sabbat nie. Wat 'n skare weer is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul spys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Jy sien, wanneer ons wedergebore is, dan begin ons weer as babietjies, want ons begin deur die Gees te groei, deur die Gees te leer, tot volmaaktheid en heiligemaking. Alhoewel ons nie volmaak kan word nie, want ons is mense, ons is vol dinge, en ons moet teen die vlees beklei elke dag. En soms in ons swakheid gee ons 'n tree terug, maar ons moet weet ons oorwinning is deur Christus, wat daar aan die kruis gesê het, dit is volbring. Dit is volbring. Dit is ten volle betaal. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderwerpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Ons leef nie meer in die vlees nie. Ons is nie in hierdie insettinge en dinge van die wêreld gebonde nie, want ons is vrygekoop. Vrygekoop deur die bloed van Jesus. Jesus het aan die kruis gesê, dis ten volle betaal. En wanneer ons daai woorde inneem, dan moet ons begin verstaan. Kolossense 2 vers 4 tot 23, gaan lees dit 'n bietjie in jou eie tyd, en groei daarin, en besef, dat die wêreld kan jou nie vashou nie, want jy is vrygekoop, ten volle betaal deur die bloed van die hoof, die bloed van ons koning, Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat dit ten volle betaal is, Here. Dankie dat ons weergebore kan word deur die kruis, deur die afsterwenheid van Christus Jesus, waarop ons dan weer kan opgewek word deur die doop van hom. Dankie, Vader, vir die kruis, die genade dood, waaruit ons dan weergebore kan word om te sê, ons is kinders van die Allerhoogste God, deur die bloed van Jesus, ten volle betaal, Here. Dankie, Here. Vader, ek bid vandag, Here, vir elkeen, wat nog nie besef, dit is ten volle betaal ook vir hulle. Dit is ten volle betaal. Hulle moet hulle skuld voor U kom neerlê, hulle sonde kom bely voor U, Here, en weergebore word, sodat hulle die ewige lewe kan ingaan, met vrede in die hart, met 'n lied in die hart. Jesus paid it all. Dankie, Vader. Ons loof U en ons prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.